Welkom terug. Paasnaweek is tradisioneel een van die besigste tye op Suid-Afrikaanse paaie en ongelukkig ook baie gevaarlik. Ons gesels nou met die voorsitter en stigterslid van die Stichting vir Padveiligheid, Petro Kreur, om uit te vind hoe vanjaar se syfers lyk en wat ons almal kan doen om veiliger op die paaie te wees. So goeiemôre, good morning Petro, en dankie dat jy weer by ons aansluit. Goeiemôre, baie dankie. Goed, hoe lyk die syfers na aanleiding van die jongste of die onlangse Paasnaweek? Die nuutste syfers wat ons ontvang het was dat daar 291 mense op ons paaie gesterf het hierdie Paasnaweek. Dis in 'n kwessie van 4 dae. Dit lyk beter as verlede jaar, maar ek dink nie dis enigiets om op trots te wees nie. Weet as mens kyk daarna, is dit nog steeds omtrent 75 mense per dag wat op ons paaie gesterf het. Nou, daar was baie sigbare wetstoepassing of wetstoepassers op die paaie gewees. Dink jy die owerhede het hulle werk effektief gedoen? Ek dink dit was definitief beter as vorige jare. Ons het gesien dat daar ook omtrent 1000 arrestasies was vir drink en bestuur. Weet, en dit is op die lang afstand paaie. So mense klim in hulle voertuie en hulle het alkohol in die kar terwyl hulle bestuur. So dis my 'n vreemde sosiaal aanvaarbare optrede in Suid-Afrika. Ek dink wanneer dit so raak dat dit sosiaal onaanvaarbaar is om te drink en bestuur, gaan ons 'n ander situasie sien. Wel, terwyl jy nou daarna verwys, ek meen dronkbestuur bly 'n baie groot probleem. So is daar enigsins ek dink dit is eintlik nie reg om te vra of jy 'n verbetering sien nie, want wanneer 'n mens kyk na die hoeveelheid mense wat net in Johannesburg oor daai afgelope dae in hegtenis geneem is, dan wil dit vir my sê die probleem raak net al hoe groter. Definitief, en dis omdat daar nie regtig 'n gevolg is. Jy weet, jy drink en bestuur, jy word miskien gearresteer, word vir 2 dae in die tronk gehou, maar jou saak kom 4, 5 jaar later eers voor. So daar's nie 'n onmiddellike impak vir onmiddellike straf. En ek dink ons moet verantwoordelikheid neem vir ons aksies agter die stuurwiel. Weet, net jy kan besluit wat jy doen agter die stuurwiel. Dit maak nie saak wie jou straf, wat die strawwe is wat hulle uitdeel nie, jou aksies, jy moet self besluit daaroor. Peter, dink jy een van die groot probleme wat 'n bydraende faktor is die feit dat, jy weet, die metropolisie, en 'n mens wil nie veralgemeen nie, want daar is baie metropolisiëre wat hulle werk reg doen, maar die korrupsie wat ook betrokke is, jy weet, so mense neem dit nie noodwendig ernstig op nie, want hulle weet, hulle gaan waarskynlik net iemand kan omkoop. Definitief. En dit is 'n probleem wat nie net op die paaie is nie. Net ons kyk na onpadwaardige voertuie, daar's korrupsie betrokke. Dis in die basis, daar's korrupsie betrokke by die uitreik van bestuurderslisensies. Jy weet, en die probleem is, hulle maak dit nie gerieflik om 'n bestuurderslisensie te kry nie. Dit is, jy weet, jare se moeilikheid. Jy moet geld betaal, jy kry nie afsprake nie. So dan gaan mense, want jy het dit nodig vir jou, miskien vir jou werk, om 'n lisensie te hê, dan gaan mense 'n makliker pad kies. So ek dink ons moet kyk, teruggaan na die basiese beginsels toe, sorg dat al ons sisteme werk. Ons moet sorg dat ons verkeerspolisie reg opgelei is. Ons moet sorg dat ons padwaardige voertuie het wat deur opgeleide bestuurders, gekwalifiseerde bestuurders bestuur word op paaie wat onderhou word. Weet, en ons het nie een van daai dinge op hierdie stadium nie. En ek dink die voertuie wat nie padwaardig is nie, is nogal redelik sigbaar ook, of opvallend. Goed, ek wil vir 'n oomblik stil staan by menslike gedrag. Ons het nou baie gefokus op iets soos dronk bestuur, maar watter ander menslike gedrag speel 'n rol wanneer 'n mens kyk na die onlangse syfers? In Engels noem hulle dit distracted driving. So jy's altyd besig met iets anders. Weet, vir al ons vrouens, ons dink ons kan multitask. Ons kan bestuur en gremering aansit terwyl ons op die foon is. Weet, en al daai aksies is nie reg nie. So mense weet beter aan hulle radio's, hulle beter aan die GPS terwyl hulle agter die stuur is, terwyl jou aandag net op die pad moet wees. Weet, mense moet besef 2 sekondes wat jy jou oë van die pad afhou, het jy al, as jy 120 km/h ry, meer as 100 meter gevorder. Weet, so jy moet definitief meer aandag skenk aan die pad as aan die dinge binne in jou voertuig. Is daar sommige roetes wat miskien 'n bietjie meer gevaarlik is tydens hierdie lang naweke?
Ja, definitief. Ons het gesien, ek weet nie of jy sosiale media video's gesien het van die optrede op die N1, veral op die pad terug vanaf Polokwane. Wat mense weet in aankomende verkeer ingery het, die vinnige baan vir aankomende verkeer het toe net 'n vierde baan geword op die pad en dit is onaanvaarbaar. En ek weet nie hoe ons dit verander nie, want daai volumes verkeer gaan definitief nog steeds elke Paasnaweek noord gaan na Limpopo toe. So ek dink ons wetstoepassing moet definitief op die hele roete baie beter wees en dan moet gesien word dat hierdie mense gestraf word. Weet as jy aan die verkeerde kant van die pad ry, moet jy afgetrek word, jy moet langs die pad wag tot al die verkeer verby is en dan kan jy weer terugkom op die pad as jy enigstens kan. Weet so ek dink daar moet 'n onmiddellike optrede wees vir mense wat oortredings begaan op die paaie. Wel, ek dink ons het sommer nou 'n paar wenke ook in die proses gekry. So baie dankie vir jou tyd vanoggend en dat jy by ons aangesluit het vir hierdie baie belangrike gesprek. Baie dankie. Nou goed, die Paasnaweek mag dalk verby wees, maar die paaie bly steeds besig. So, ons gaan nou kyk wie van ons nog hulle padreëls onthou. Dis nou tussen my en Pieter. En wie dalk vinnig weer in hulle leerlinglisiensieboek moet loer. Ek is bietjie gespanne, want dit was lank terug. Dis lank terug, maar ek moet nogal vir jou sê toe ek hoor ons gaan mekaar 'n bietjie uitvra. Dis ek skielik nou weer wakker. Goed, so jy begin. Ek is eers jy's eers aan die beurt met vra. Okay, ek vra vir jou graag. Els, Moet my nie vasvra nie. Baie maklik. 'n Soliede lyn, né? Ja. Jy het nou 'n soliede lyn, Ja. maar hy sit aan jou kant en 'n stippellyn is aan die ander kant. So, wie mag verbysteek? Definitief nie ek wat aan die kant van die soliede lyn is nie. So die ander motor is. Inderdaad, korrek. Baie dankie. Ping. Moet ek nog 'n vraagie vra? Jy moet. Ek kan vir jou nog 'n vraag vra. Wat moet 'n bestuurder doen wanneer hulle vooraf 'n oproet wat by 'n deurpad of snelweg aansluit? Wat moet hy vooraf doen wanneer hulle vanaf 'n oproet by die snelweg aansluit? Ek wou sê dat jy moet aandui met jou flikkerlig waarin jou pad is. Ja. Maar ek dink jy moet ook wanneer dit kom by die verkeers. Ja. Wat sal mense dit noem? Verkeersvloei? Moet jy stadiger of vinniger ry? Bietjie vinniger. Daar sy. Tiding. Ding, okay, wag, laat ek eers vir jou vra. Ja, okay. Kyk, ek het 2 vrae reg, kom ons kyk. Ek is bang vir die res. Wat is die wettige minimum bandloopvlakdiepte vir voertuie in Suid-Afrika? Ek sou seker sê 2 of 3 mm of is dit minder? Nee, jy is naby, maar dis ongelukkig verkeerd. Net 1. Ja, so kan ons maak gou so geluid. Also. Dit klink so 'n maagpyn. Ja? Goed, mag leerlinge op snelweë ry? Ja, mits hulle deur iemand wat 'n wettige lisensie alreeds het vergesel word, né? Nee? Heeltemal reg. Daar sê jy kan sien ek het 'n leerling lisensiebestuurder in die huis. Okay, volgende vraagie vir jou. Waar mag jy nie verbygaan nie, selfs al is dit veilig? Noem vir my 2. Die enigste ek kan nie aan 2 dink nie. Ek weet wanneer 'n mens om 'n draai beweeg. Ja. Jy weet en jy's nie so heeltemal seker van wat mag kom nie. So Okay. ek kan net een noem, ek kan nie aan 'n ander een dink nou nou kan nie. ek vir jou aan die ene noem. Ja, asseblief. As jy nou met 'n opdraandjie mos ry. En, Aan die ander kant van ja, die jy weet mos nou nie dis wat daar kom reg. nie. En het jy al so in die son ingery? Want jy weet die Ja. pad is so skoon, maar jy kan die son sit Kan nie net lekker sien nie. Ja. Maar dis seker 'n Daarom is 'n sonbril te alle tye belangrik. Vertel Kyk, vra my vinnig nog vir een. jou ene. Ja. Wat is die, kom ons kyk gou, wag 'n bietjie. By 'n verkeerssirkel, wie het die sogenaamde right of way? Die persoon wat eerste in die sirkel ingaan. Jy kyk, dit werk amper soos 'n vierrigtingstop as ek dit reg het. Ek het nou die dag vir my seentjie ook moes verduidelik. Maar jy moet altyd wakker wees want jy weet nooit wat die ander ou gaan doen nie, want jy moet altyd dink vir iemand anderste. So die antwoord is Die persoon, nee, ons regisseur met my help, wat die persoon wat van die regterkant af beweeg, ja. ek was reg. Jy gee toegee van regs, dis wat ek wou gesê. Sy daar het ons dit. Ting. Okay, nie te sleg nie. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.